ons weer hier vandag besig om namens die inligtingdiens van die ANP vir die klompie inligting te gee. Ons gaan 'n bietjie gesels vandag oor die BTW-krisis wat nog steeds aan die gang is in die RNE en ook in die landsake wat ons ekonomie raak en wat al die mense eintlik baie goed op hierdie stadium op hoogte van is, maar ons wil tog net vir die inlig, wat dink die ANP van hierdie situasie? Ek het verwelkom weer vir Hermanus van der Schuyf, ons hoofsekretaris en boekhouer hierso ook by die byeenkoms, aangesien hy baie goeie aanvullingswerk vir ons kan doen. Ons weet dat die begroting was op 12 Maart 2025, toe Enoch Godongwana daar die begroting aangekondig het en die 0,5% BTW voorgestel het, en dit is ook toe goedgekeur in die parlement met 'n klomp hulp van partye buite die RNE, terwyl die DA daar erg teen was en nog die Vryheidsfront Plus daarom ook en nog een of twee ander partye wat ons laas met u gehanteer het. Ek wil net diskussie bykom. Die begroting is eers by 'n komitee, finansiële komitee vergadering die vorige aand gehou, en dis waar hulle toe met die ander partye saamgewerk het, soos Actions SA, om die begroting by die 5% goed te keur. Dis reg, dis waar die ANC hulle steun gekry. En toe gaan hulle stuur hulle deur parlement toe, en toe word het goedgekeur daarso, ja. Dis reg, en dit was eintlik baie sterk gedryf deur Action SA, nee, Herman Mashaba se groep. Terwyl hy is hy in die RNE, twyfel of hy lid is? Nee, hy is nie leier, maar hy is nie RNE nie. Jy sien, dit is interessant hoe daar gekonkel was na die tyd. Ons het laas daaroor gepraat, maar toe die weerstand geweldig gegroei in die DA en die MK en die Vryheidsfront Plus en die EFF het dit teengestaan in die verkiesing natuurlik in die parlement. Die DA het toe 'n saak by die Hooggeregshof. Jy moet eers sê, hulle toe verloor die begroting met die 5% of 0,5% is toe goedgekeur in die parlement. Dis reg. Ja. Dis waar, en toe het die DA die hofsaak aanhangig gemaak. Hy het dit voorgelê by die Hooggeregshof en die EFF het dit ondersteun. Ja. Nou dit was so goed voorgelê dat die regsverteenwoordigers van die ANC eintlik vir hulle aanbeveel het dat die DA gaan hierdie saak wen en die ANC toe die nag erkenning gegee en dit teruggetrek, is ek reg? Ja, omtrent 12 het hulle vir Zille gepel om te sê hulle wil nou skik dat om die ding nou dood te druk. O ja. Ja. Dis waar, hy is toe die skikking is toe daar voorgestel en die ANC het met die DA onderhandel dat hulle die ding terugtrek. Die DA het toch seker gemaak, nee? Met die hofbevel, ja, dat dit goedgekeur is, ja. Van ons gecommunikeer het, dat die DA so versigtig, so is die vertroue in hierdie RNE, dat die een vertrou nie die ander ene nie, en hulle besef, jy weet, jy moet seker maak van jou saak, as jy 'n ding wil doen. So, die DA het toe nou die hofbevel laat vasmaak, en nou, 21 Maart, is daar nou weer 'n begrotingsvoorstel. Dis veronderstel om nou die finale begroting te wees. Ons sal moet sien of het gaan gebeur of nie. Ja, interessant. So die 21ste Maart moet Enoch nou weer die ding voorlê. Ek het gesien, daar is soveel mense wat aandring dat hy moet bedank, maar hy het net gesê, hy gaan nie bedank nie, hy gaan voort met hierdie saak. So, ons sal nou sien, wat is die uitkoms daar. Ramaphosa het hom ook gevra by 'n vergadering, gaan hy hom afdank, toe hy gesê, nie, almal werk en almal kan 'n fout maak of 'n verskil maak. Ja. Enoch het nie so sleg gevaar nie, so dit is nie dat hy hom moet bedank, rede dat hy hom moet bedank nie, hy moet net dat hersien wat hulle nou voorlê. So. Nou kom die punt, wat kan die 21ste Maart gebeur? Die inkomste moet verminder word, want daar is nie genoeg geld nie. As die syfers reg is, soos wat ek het uit die ekonome se mond gehoor het, praat hulle van 75 miljard tekort, wat gaan ontstaan. Nou,
sal 'n mens die vraag vra, wat van die 5.5% verhoging vir staatsamptenare? Kan hulle dit sny? Hulle, jy weet, die vakbonde is so sterk dat hulle sal seker staak, maar ek dink dis tyd dat die regering hulle ruggraat beslag 'n bietjie styf maak en vir hulle sê, ons kan dit nie vir julle gee nie, jy weet, so. Dis reg. Die ander punt wat ons kan uitlig is die parlementêre kostes. Al die voordele, reiskostes, wat daarvan? Ja, maar hulle het soveel vliegtuigure wat hulle kan vlieg, en dan verblyfkostes en duur motors wat hulle kan koop en so aan, so hulle, daar is baie wat hulle kan sny op onnodige uitgawes. Om nou die 75 miljard oor 2 jaar of 3 jaar in te kry. Ja. Dan is lenings is natuurlik buite die kwessie. Ek het al gehoor die ekonome sê ons skuld is hier naby 5 triljoen in Afrikaanse triljoen nou, en die rentes per dag, Hermans, jy het genoem. Dis 1 miljard per dag wat ons aan kostes het aan lenings. So hulle kan nie meer daai geld by die banke leen of by privaat een van ons ryk so wat ook al nie, so hulle moet dit op 'n ander plek. Kyk, die oplossing sou makliker gewees het as die ANC sy kommunistiese benaderings gelaat het. Heeltemal. En die vrye markstelsel ondersteun het. En jy hoor dit oral op die nuusmedia, dis wat die mense voorstel. Julle moet dit los. Dan kan daar meer besighede kom, dan kan meer belasting inkom om daai tekorte op te vul. So as 'n mens nou vinnig na laaste opmerkings moet kyk oor die geskille in die RNE, dan sou ek sê hierdie 0.5% is baie gering gewees. Maar dit was 'n lekker twispunt. Dit is 'n lekker twispunt wat jy kon ook so maklik in die hof toe vat. Jy kon die mense opwerk daaroor. Dis waar. Wat interessant is nou, as die ANC het nou 2 stadsraadverkiesings verloor in Natal. Dis waar, ja. En die MKP het dit gewen, en by die een wat 'n oud ANC leier was, het geval na die 3de plek toe. Sure. Die MK is nou baas en IFP 2de gekom en die ANC 3de gekom, so die steuning vir die ANC val ernstig. Jy het in ons vorige video gevra wie het eintlik gewen. Ja. Het ons so half gegis en gedink die ANC het gewen, maar ek dink die ANC het verloor in die... Nee, ek het gesê, Ramaphosa het verloor. Ja. Ek het gesê, hy het verloor. Jy het dit gesê, ons het gegis dat wie het gewen, die DA of hulle, maar die DA het miskien hierdie ronde gewen, as mense het nou so... Ek dink so, ja. En dan, finansies was nou 'n lekker twispunt, dit raak almal verstaanlik. Maar Hermanus, as mens kyk na, as daar iemand gaan R1000 spandeer in 'n winkel vir verbruikersgoedere, wat is 0.5%? Dis R5. En dan is daar sekere van daai goed wat nie as BTW op is. Dis reg, ja, sekere voedselgoed is vrygestel. Soos die Afrikaanse spreekwoord sê, om 'n berg van 'n mos op 'n berg te maak. Ja, maar dit was vir handige gebruik in politiek, omdat jy die oningewilligde bevolking, wat van dag tot dag lewe, wat nie geld het nie, wat nie lees nie, wat nie en gehoor van, hy moet meer betaal. En dit was vir hom fataal geweest vir die ANC. So ek sou sê, as ons kan afsluit met die punt, wat was regtig belangrik, dan is die onteieningsondervergoedering 'n baie groter twispunt, 'n baie erger. Ons moet liewerste maar moes hulle daaroor getwis. Baie dankie vir jou deelname. Die toekoms is die ander partye het nou 'n bietjie meer slaankrag gekry, en veral die DA. So in die toekoms sal die ANC versigtiger moet wees om besluite deur te voer op hulle eie. Hulle sal nou die DA meer moet ken en wat hulle wil doen.